Liewe Berse gemeente en vriende, goeiemôre op 'n nuwe dag, 'n nuwe fase in ons inperking. En ek wil vanoggend met u praat oor al ons sorge en swaar kry, en vir party mense is daar baie swaar kry met die wete dat ons alle geliefde aan die dood afgestaan het en ons baie verlang na hulle. En natuurlik in die rouproses gaan dit uitsluitlik oor verlange. Ag, ek vind in my eie lewe, waar ek self in 'n rouproses is, dat ek soms die foon optel om gou vir my vrou iets te sê, wat sy graag sal wou gehoor het, maar sy's nie daar nie. Daardie hartseer breek 'n mens. Ek kyk in die huis en dan, ek sien die blommetjies wat sy nog geplant het. Gister al daai blommetjies nat gegooi. En al daai blomme is so pragtig. Die foto's van die familie, van die kinders, die kleinkinders, die ornamentjies wat so mooi, elkeen op sy plekkie deur haar gepak is. En elke ornament het 'n geskiedenis. Die rangskikking van alles in daardie huis. Die sonneblom tema in die kombuis. Daar's tye wanneer ons pyn ons laat uitroep. Waarom? Waarom na soveel jare? En 'n mens kan nie verstaan dat mense om jou en mense in die strate nog kan lag nie. En dan wil jy uitskree, maar verstaan julle nie? Hoe kan julle nog net aangaan? Verstaan julle nie? Maar as ons vandag kyk na Johannes die Doper se volgelinge, dan moet ons verstaan dat die moord op Johannes die Doper vir hulle 'n baie harde slag ook was. Ek sien voor my gees sy groepie disippels toe hulle hom begrawe het. Hulle beweeg weg van sy graf en alles is plotseling so donker. Ons ken dit. Ons ken dit ook. Die omdraai, die weg van die graf, terug huis toe, die leë plek. Alles plotseling so donker. Ja, dis iets wat jy vir mense kan vertel, maar wanneer hulle dit nog nie ondervind het nie, dan kan hulle nie regtig mooi verstaan nie. En sommige van hulle kom met die pragtige raad wat sê, ruk jou net reg. Ag, hoe jammer. Maar nou word hier in hierdie gedeelte 'n aangrypende onthulling gemaak waarvan ons moet kennis neem. Waarheen het hierdie groepie gebroke hartseer volgelinge van Johannes gegaan? In hulle hartseer en in hulle skok. Die Bybel sê in vers 12 van Matteus 14, en hulle het gegaan en dit aan Jesus vertel. Reguit na Jesus toe. Ek wens ek kon die gesprek hoor. By hom het hulle hartseer uitgestort en hy het hulle getroos. Reguit na Jesus toe met al my smart, eensaamheid, teleurstelling, probleme. En ek dank die Here vandag vir ware vriende wat in hierdie tyd 'n mens bystaan. Maar bo alles, dat ons kan onthou dat Jesus Christus altyd vir ons daar is. Ek het iewers gelees en ek dink dit is 'n gesang, waar niemand anders help, help hy. As almal vlug, staan hy ons by. In rus en vreugde, nood en stryd, bly hy dieselfde al die tyd. Daar is elke oomblik, midde in al die worsteling, iemand tot wie ons kan wend. Ons kan hom toe neem die dinge wat in die skuilhoeke van ons harte lê. Mag die Here u vandag krag gee. Mag u vandag besef dat u geliefde se lewe, daardie lewende siel wat hulle vir ons was die asem van God, kan nie sterf nie. God het ingeblaas in Adam se neusgaatjies. Toe hy hom gevorm het soos 'n stukkie klei, het hy sy asem in hom ingeblaas en het 'n lewende siel geword. My liewe vriende, jou geliefde is nie dood nie. Sy of haar liggaam is dood.
maar hy of sy sal vir ewig lewe, omdat die ewig lewende krag en asem van God in hulle is. En daarom kan ons hoop hê, en treur ons nie soos die wat geen hoop het nie. Vader, ek dank U vandag, dat ons kan opkyk na U en vir U dankie sê vir Jesus Christus, U openbaring van genade. Here, as ons 'n vraag het vandag oor onverdiende guns en oor genade, dan kan ons maar net kyk na Jesus. Wat het hy hier kom maak? Hy het U genade vir ons kom wys. En daarom kan ons vandag gehoor gee aan U woord wat sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En Here, op 1 Junie 2020 doen ons dit vandag. In Jesus naam. Amen.